Ek wil begin met hierdie skrifgedeelte, wat Paulus net kom in die kerk van Galasiërs. Nou, sy brief aan Galasiërs was nogal 'n baie vermanende brief, want daar was besig net om chaos te gebeur in Galasië, rondom die leringe, en hulle wil ou klomp leringe terugbring, en hulle wil ou tradisies terugbring, hulle wil die ou gewoontes terugbring, die wet wil hulle weer terugbring, nadat hy gegaan het en die vryheid van die evangelie van Jesus gaan predik het, want die evangelie van Jesus het vryheid gebring. Hulle losgemaak van 'n klomp stel reëls en wette en regulasies, en hulle ingebring in 'n plek wat hulle weer in verhouding met God kan staan, want verhouding het nie reëls nodig nie, verhouding het 'n spontaniteit. Ek wil dit weer sê. Wie van julle het onlangs julle huwelikskontrak gaan uithaal en net sê, kom ons werk gaan net weer hierdeur? Enigiemand? Wie wil hom gaan? Nee, kyk, ons gaan nie so toe nie. Want julle verhouding is gebaseer op liefde, wat liefde is 'n spontaniteit om te sê, maar ek soek die beste vir jou en jy soek die beste vir my. Ons het nie nodig om 'n stel reëls op te stel om vir mekaar te sê en dit te gaan stipuleer en mekaar te herinner daaraan nie, want liefde sê ek wil die beste vir jou doen. Ek lewe vir jou, ek lewe wat jou gaan tevrede maak en jou gaan gelukkig maak, ek bedien jou. Dus liefde is lewe neerleggend. Want jy doen aan ander wat jy jouself gedoen wil hê, so jy doen eers aan ander, sodat jy die vrug kan pluk na jouself toe. Dis wat liefde doen, en dis waar ons verhouding met God staan, maar hierdie klomp leraars wil hierdie ou wette weer teruggebring het, en die ou gewoontes weer teruggebring het, en Paulus het hulle vermaan. En hy het hulle nogal baie streng vermaan. En een van die goed wat hulle wil teruggebring het, en ek weet dis 'n sensitiewe onderwerp, wat ons nie altyd by die kerk oor praat nie, want ja, dit is sensitief, maar is die besnydenis. Nou dit was 'n baie groot simbool in die Joodse tyd. En Paulus sê vir hulle regtig, ek wens julle messe gly en julle ontman julle self. Dis wat hy in Galasiërs vir hulle skryf. Omdat julle hierdie klomp reëls en wette wil terugbring, om te sê, maar hierin is jou identiteit gekoppel as die nasie van God. Want dit was hoe dit was voor Christus. Daar was 'n teken aan die vlees, dat jy deel was van die verbond van God en deel is van sy verbondsvolk. Maar alles in Christus het verander, want dis nie nou meer 'n teken aan die vlees nie, maar dis nou 'n besnydenis van die hart, waar daar 'n hartsverandering gekom het, wat jou aan God kom versoen het, om te sê, maar daar's nie meer tekens en reëls wat hierdie verhouding op gebaseer is nie, maar daar's 'n koneksie wat ons noem liefde, waarop hierdie verhouding gebaseer is. En liefde wat bewys is aan die kruisdood van Golgotha, hoe God oor jou voel. En nou kom Paulus en hy maak hierdie stelling, en ek lees eers vers 14, en vers 15 is eintlik die middelpunt wat ek vanoggend wil rondom bedien, maar vers 14 sê, wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Mag ek nooit roem nie. Nou wat die woord roem is om te brag. May I never boast about anything else but the cross of Christ. Hoeveel keer roem ons op die kruis? Is die kruis van Jesus Christus ons roem? Dit waaroor ons brag. As jy mag ek nooit roem nie, behalwe op die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Wat sê die kruis as ek praat en ek roem oor die kruis, en sê ek is in die wêreld, maar ek is nie van hierdie wêreld nie. Ek is gekruisig van die wêreld af, ek is los van die wêreld, ek is los van die wêreldse konsepte af en die wêreldse maniere af, en ek is in Christus ingekruisig. En ek wil volgende net 'n bietjie praat oor die ek en die jy. Wie is ons en ons identiteit? Nou, ons identiteit is vir ons belangrik. Ons die jong mense praat van, ons almal praat maar van jou image. Afrikaans is jou beeld. Ek weet nie wat nou die reg is. Wat is die goeie Afrikaans vir image? Maar kom ons bly maar by image, né? Jou selfbeeld, jou aansien. Okay, wat dink mense van my? Is nie in ons kerk nie. Dit maak nie vir julle saak nie. Ek sê julle is almal die geestelike mense. Dit maak nie saak wat mense van my dink nie. Dit maak tog saak. Gister het ek so 'n bietjie van 'n belewenis gehad langs 'n rugbyveld. Wat ek het rugby ondersteun en gekyk en langs die veld gestaan, toe ek myself weer kry toe lê ek op die vloer. En ek was nie in 'n geveg betrokke nie, net vir al dat almal weet. Okay. Maar wat is die eerste ding as jy geval het? Wat is die eerste ding wat jy doen? Wie het gesien? Het ek soos 'n voel gelyk. En ek het dalk, maar ek bly kon entertainment vir mense gewees het langs die veld. Maar ek besef toe, weet ons as mens, ons is so ingetap in ons aansien en wat mense van ons dink. En ek wil nie volgens sê, dit is nie belangrik nie. Maar mense se opinies is wreed.
die wêreld het 'n maatstaf aan die mensdom kom plaas, en die maatstaf word voor op tydskrifte geplaas, of op sosiale media, van dis hoe jy nou moet wees, en dis hoe jy nou moet lyk, en wat net vinnig vertel wat gebeur het, ons het langs die veld, en een van die oudjies kom, so ons het wel op die lyn amper gestaan, in die wedstryd ondersteun, en een van die jong manne kom so afgehardloop, hier vleuel hier langs die lyn af, en een van die ander span se oudjies, hy het nogal, ek gee dit vir hom, alles ingesit om hom te probeer tackle, en soos hy hom tackle, toe swaai hy om, en sy bene swaai so uit die veld uit. Gelukkig, het kom baie erger gewees, hy talks my nie getref nie, maar my slaat my voete, my ma is langs my, slaat sy val bo op my, so ons lê ons langs die veld. En dit was nogal 'n belewenis, maar ons bly ons kon 'n entertainment wees vir mense, en shame, die ouetjie ook goeie karakter, onmiddellik is hy het toe seer gekry, want as jy teen stal tref, gaan jy seer kry. Maar hy is toe meer bekommerd oor ons, en dit is my so mooi hart wat hy openbaar het, wat vir ons okay is, en my meantime moes die medics hom kom help. Maar ja, so, ons aansien wie ons is, en die vraag is vanoggend, en kort moet jy vir jouself vra, wie is ek? En Paulus kom hier sê, ek roem in niks anders nie. As mense na jou kyk, wat is jou roem? Wat is jou beeld? Wat is jou aansien? Is jou aansien Christus? Ek dink die woord Jehovah Nissi beteken hy's 'n banier oor my lewe. En dan gaan hy verder, en die skrif kan julle op die bord sien in vers 14, hy sê, maar wat my betref, mag ek nooit droom, vers 14, mag ek nooit droom, behalwe die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Met ander woorde, ek is afgesny van die wêreld, ek is afgesny van die opinies van hierdie wêreld, en op vers 15, want hy sê, want in Christus, hierdie is baie belangrik, in Christus, Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag. Nou onthou nou, hy skryf hier aan die Jode, hy praat hier met die Jode, wat Jesus moet ontmoet, en die vryheid van Jesus ontmoet, hulle hele identiteit was gekoppel aan die merk, aan die vlees, want hier is die bewys dat ek deel is van die verbond van God. Hy sê, maar hier is die nuwe dimensie wat ons instap. In Christus het daardie vleeslike dimensie, daardie merk aan die vlees, geen effek nie. Hoor, hy sê, in Christus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. So hulle krag, hulle autoriteit, hulle roem was in hulle besnydenis gewees, maar hy sê, daai maak nie meer saak nie, dit tel nie meer nie. Al wat nou tel, al wat nou 'n impak gaan maak, al wat krag dra, is die feit dat jy 'n nuwe skepsel is. Amplified vertaling sê, for neither circumcision anything of any, neither circumcision is any, neither is circumcision anything of any importance, nor uncircumcision, but only a new creation, which is the result of a new birth, a spiritual transformation, a new nature in Christ Jesus. It's a mouthful. Only a new creation, which is the result of a new birth, a spiritual transformation. Kom vorm my, net soos hy wil. A new nature in Christ Jesus. Jy sien, wanneer hy sê ek roem in die kruis, is dit ek met my woorde roem ek? Of is my roem in die kruis dat my lewe nie meer is wat hy was nie? En hier is jou krag, kerk. Vanoggend wil ek met jou praat, wat Jesus Christus aanvaar het as jou verlosser en zaligmaker. Die woord sê hy skenk aan ons deur die opstanding van Jesus Christus, skenk aan ons die wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Is dit maar net nog 'n tradisie, is dit maar net nog 'n woord wat in die Bybel gebruik word, of wat 'n impak het wedergeboorte in jou lewe? Nou wedergeboorte is iets wat moet plaasvind. Ja, ons almal is een keer gebore, jy's uit jou ma uitgebore, niemand van julle het net verskyn nie. Julle almal is gebore, jy het 'n ma, okay, wat geboorte aan jou geskenk het, ek hoop so. Maar daar's 'n tweede geboorte wat moet plaasvind. Want hierdie tweede geboorte bring jou in daai plek wat jy kan sê, maar ek is nou 'n nuwe skepsel, wat ons nou lees, wat Paulus sê, hierin lê die krag, is dat jy nie meer is wat jy was nie, maar jy's nou nuut gemaak. Hoekom? Want dis wat Jesus kom doen in jou lewe.
Hy kom maak jou nuut, hy gee jou 'n nuwe geboorte, 'n new creation. Dis wie hy is. Ek en jy het opgestaan in Christus Jesus en ons het hierdie nuwe identiteit, die nuwe jy het opgestaan. As ons na die woord toe gaan, sien ons dat God die geneigtheid gehad het om mense se name te verander. En hoekom het hulle name verander? Ons lees die bekende gedeelte van Jakob. Ek weet Jakob was nogal 'n ou wat jy nie kan vertrou nie. Okay. Hy was 'n bedrieger gewees. Hy het sy broer bedrieg. Hy het sy eersgeboorte reg by hom gekoop. Ek weet nie, ons kerk was baie sop en goed maak, wonder ek soms. Ek moet nou gaan kyk met ons klomp nuwe jeugmense wat 'n sop oggend gehad het. So ek kon net kom kyk of iemand nie hulle eersgeboorte reg hier kon weggee nie. So ons het nie eersgebore reg nie, ons het 'n nuwe geboorte reg. Wat ons nie moet verruil vir die wêreld en die lekker van hierdie wêreld nie, want dis wat Esau gedoen het. Hy het sy eersgebore reg gegee omdat hy desperaat was en lus was en die vlees wil bevredig het. Want hy was honger en moeg. Pas op om honger en moeg te wees, want die vlees soek bevrediging en jy kan jou eersgeboorte reg, jou wedergeboorte reg kan jy prys gee. Omdat jy ingee vir die vlees. Jakob is in 'n plek in sy lewe, net 'n bietjie agtergrond vir die storie, wat hy gevlug van sy broer, omdat hy sy broer ingedoen het. Ons weet, hy het sy broer se seun gesteel as die eersgebore wat sy pa hulle moes geseën het en hierdie seun oor hulle gedra het, en ons weet, hy en sy ma het eintlik hierdie slinkse plan gehad om sy broer se seun te steel, en toe sy broer ook terugkom, toe kom sy broer agter, maar sy pa het klaar alles gegee vir sy, wat eintlik syne moes wees, want die oudste kry mos, hy kry dubbelporsies wat die res kry, en hy het dit gesteel, en hy moes vlug, want sy broer was kwaad, jy kan dit dink, natuurlik was sy broer kwaad vir jou, as jy die erfporsie kom steel, gaan jou familie vir jou kwaad wees, wie van julle is al in daai plek gewees, wat jy te veel, of meer as die ander gekry het, hoekom het jy nou soveel kry? Dit is eintlik waar hulle was, in daai konteks, en hy het gevlug, maar hy besef toe, weet jy wat, hy wil homself versoen met sy broer, want hy kan nie vir altyd vlug nie, en dis die agtergrond in Genesis 32, waar hy besig is om na sy broer toe te nader, en mense voor hom uitstuur, om sy broer se hart net te gaan toets, en te kyk of sy broer reg is, en dit is belangrik dat ons in die bediening van versoening sal bly funksioneer, want verhoudings is belangrik in ons lewe, en hy het geweet, sy verhouding met sy broer is belangrik, en hy wil ook nie vir altyd in daai plek wees, waar hy moet vlug nie, maar min wetende, dat in hierdie plek waar hy op pad is om terug te gaan na sy broer toe, het God 'n afspraak met Jakob. Ek wil volgens vir jou sê dat dis nodig om iewers daardie afspraak te hê met Jesus. Dis 'n groot verskil tussen iemand wat glo in Jesus en iemand wat 'n ontmoeting gehad het met Jesus. En hy wil met jou ontmoet. Maar soms kos dit 'n prys. Soms kos dit dat jy gaan eers regmaak wat reggemaak moet word. En dis wat hy op pad is om te doen, om te gaan regmaak, om te gaan versoen met sy broer. Maar hy was ook op 'n plek waar hy eensaam is. Hy het sy mense vooruitgestuur en hy het agtergebly, alleen agtergebly. En God wil ons ontmoet. Maar hy wil jou alleen ontmoet. Dis maklik om die Here te dien in 'n gehoor. Maar as jy alleen is, word jy bietjie uitgedaag om hom te ontmoet. Maar een ding kan ek vir jou sê, jy kan nie dieselfde bly as jy eers Jesus ontmoet het nie. Jakob, die bedrieger, sy naam beteken eintlik akskeengryper, of hy sê sy naam beteken deceiver, bedrieger. Ons lees in Genesis 32 vers 24 die vraag, maar Jakob het alleen agtergebly. En ek wil voel volgende, ek wil vir jou dit sê, en ek wil van julle uitnooi, en ek hoor die Here nooi jou uit. 'n Plek waar jy bietjie alleen is met hom. En hierdie warbel, en hierdie rotte resies van ons lewe, sukkel ons om tyd te kry wanneer ons alleen is. En wanneer jy alleen is en 'n tyd het om alleen te wees, dan raak ons gewoonlik aan die slaap, want ons is dan moeg en uitgeput. Maar iewers wat jy in jou binnekamer gaan, en dis die uitnodiging wat Jesus vir ons gee in Matteus 6. Wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit die deur. Hoekom? Want hy wil jou ontmoet. Hy wil jou ontmoet, en dis daar waar ons hom ontmoet, waar die verandering plaasvind, want
in die verandering deur ons selfpoging is dit nie blywend nie. Maar in die verandering waar Jesus ontmoet, is dit blywend. En wat doen hy? Hy sê, maar Jakob het alleen agtergebly, en 'n man het met hom geworstel tot dagbreek. En toe hy sien dat hy hom nie kon oorwin nie, slaan hom op sy heubeen, sodat die heubeen van Jakob uit lid geraak het, in die worsteling met hom. Dink gou hier aan. Met wie het hy geworstel? Ek glo dit is 'n engel, maar die engel verteenwoordig God, want hy stuur sy engele om hom te verteenwoordig, om sy boodskappers te wees na die mensdom toe. En hierdie Jakob worstel met die engel. En die engel kom agter, luister, ek gaan hierdie ou nie kan oorwin nie, want hy's gedetermineerd om te wen. Hy's 'n ou wat nie opgee nie. En soms is dit wat dit kos. Om sê, ek gaan nie opgee nie, ek gaan nie laat gaan nie. En hy sê vir hom, hoor nou, en dis die gesprek wat hierdie man met wie hy worstel, die engel met hom het, hy sê, laat my gaan, want die dag het gebreek. Maar hy antwoord, ek sal u nie laat gaan nie, tensy dat u my seën. Heer, ek gryp u aan. Ek gryp u aan en ek hou vas, totdat ek die deurbraak beleef. Jesus kom leer ons om te bid, en hy praat van die vrou wat na die regter toe gaan met haar saak te verdedig, en die regter het haar geïgnoreer. Hy sê, nie, die vrou was eintlik soos ons in Afrikaans, sy was knaand. Sy het nie opgehou nie. Sy het heeltyd terug aan naderhand uit die regter, wat onregverdige man was, het naderhand ingegee. Sy voor hierdie vrou my in die gesig slaan, sal ek eerder na haar saak kyk. Jy sien, dis waar ons in geloof moet wees, om te sê, Here, ek staan op u woord, ek staan op u beloftes, want dis wat Jakob, as jy in die hoofstuk gaan lees, het God vir Jakob dieselfde belofte gegee as sy voorvader Abraham gegee. Ek gaan jou nageslag maak soos die sand van die see. Dit is aan Jakob ook gesê, toe hy in Bethel hom ontmoet het, of hy gesig gehad het. En Jakob sê net, Here, ek het u nou, u weet. Ek gaan u nie laat gaan, totdat u nie kies om my te seën nie. En hy het hom amper nie 'n keuse gegee nie. Wel, hy het hom nie 'n keuse gegee nie. Hy het vasgehou. En die engel het besef, hoorie, die enigste manier ek gaan vrykom is ek gaan hom moet, ek wil nie sê vuil speel nie, maar hy het net sy heup uit potjie uitgeslaan. En hoor wat gebeur, en die Here sê, ek sal jou seën, maar voor ek jou seën, moet daar eers iets gebeur. Jou aansien, jou identiteit gaan eers moet verander. Wie jy is, moet jy besef, het nodig om te verander. Jy wil my seën hê, en ek sal my seën vir jou gee, maar iets moet eers gebeur. Jou identiteit gaan moet aangespreek word. Ek kan jou nie seën as 'n hakskeen gryp nie. Ek kan nie my seën oor jou uitstort as 'n bedrieger nie. Ek gaan eers kom en vir jou 'n nuwe naam gee. En hier is die ding wat God doen. Hy sê en hy vra hom, hoe is jou naam? En hy antwoord Jakob. En toe sê hy, jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel, want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin. Wow, dis deursetting vermoë. Dis, ek gaan nie laat gaan nie. Want laas was jy op daai plek wat jy sê, Here, ek moet die aangryp. En Jakob, weet jy hoekom het hy die Here aangegryp? Want hy het geweet, daar is niks anders te vir hom nie. Niemand anderste, niks anderste gaan hom kan help in die situasie wat hy is nie. Hy is desperaat vir God se seën. En God reageer. Kom maar dit sê, dis aggressiewe geloof hierdie. Want alles was jy aggressief in jou geloof. Dis Here, ek gryp jy aan. En God reageer. En hy sê, jy het met God en met mense geworstel, en jy het gewen. Want jy het nie opgegee nie. Quitters never win, but winners never quit. En ek wil volgens sê, moenie opgee op jou geloof nie. Al voel dit vir jou, ek kan nie meer nie. Dis 'n goeie plek. Want dis waar jy God aangryp. En sê, Here, ek het niks anders om vas te hou nie, want hierdie wêreld wil ons 'n klomp grashalmpies uitsteek. En sê, kom hou vas aan hierdie en kom hou vas aan daai en hierso's, ek weet hoeveel van julle het al hoeveel boodskappe gekry van maklike skuld. En mense val hiervoor. Maklike, vinnige oplossings. Moenie gryp na wat die wêreld vir jou bied nie. Gryp aan 'n God wat 'n rots is op wie jy kan staan.
En wat sê, ek gaan jou seën, al kos dit dat jy bietjie gaan mankloop vir die res van jou lewe, maar dit gaan jou herinner dat jy met my geworstel het. En hy het oorwin, en sy naam word verander vanaf deceiver, you catcher, na he will rule as God. En tot vandag toe is 'n nasie vernoem na hom. He will rule as God. So sien ons verskeie kere dat God name kon verander. Het een van die name wat hy verander is natuurlik Abraham. Abraham wat God 'n belofte gegee het en hy sê, weet jy, ek het vir jou belofte dat jou nageslag gaan wees soos die sand van die see en ek gaan jou seën. En Abraham se naam was eers Abram wat beteken high father. En God sê nee, ek noem jou van nou af Abraham, a father of a multitude. Sarai, sy naam word verander na Sarah. Sarai beteken dominative, sy is dominerend gewees. Wanneer jy dominerend is, kan jy nie vrugbaar wees nie. Wanneer jy in beheer van alles wil wees, maak dit jou onvrugbaar. Daar kan nie 'n multitude wees, daar kan nie vele wees nie. Wanneer jy op 'n plek is wat jy sê, maar ek wil so graag in beheer wees heeltyd. Hoor wat die Gees van die Here vir van julle wil vanoggend sê. Hou op om te probeer beheer. Want daar's een wat in beheer is. En dis die God wat jy aanbid. Hou op om te dink jy gaan alles oplos. Jy moet vrykom van dit. Dis 'n identiteit wat nie van God af is nie. Sarais, as 'n paar van julle wat die keuse moet maak. God doen die werk. Maar weet jy hoeveel keer probeer ons sy werk vir hom doen? Dit is baie stil vanoggend. Ek moet gehoorsaam wees aan die woord wat die Here vir ons gegee het. Want daar's 'n nuwe jy. Daar's 'n nuwe Abraham wat Abraham geword het. Daar's 'n nuwe Sarai wat 'n Sarah geword het. En sy is nie meer 'n dominerende vrou nie. Sy het 'n minnares, 'n mistress geword. Iemand wat bemin word, iemand wat 'n karakter het, wat sy net begeer word. Dis wat 'n mistress is. Maar wanneer jy in 'n plek is wat jy heeltyd in beheer is, gaan jy gaan nie begeer word nie. Jy gaan nie 'n mistress wees nie. Jy gaan mense wegjaag. Jy gaan mense afsit. Jesus het gekom vir ons vryheid. Jesus het gekom om ons te beheer nie. En weet jy wat hartseer is? Dat dit nog 'n baie sterk gees is wat in die kerk vandag nog heers. En dis 'n gees wat deur die jare deur die kerk gekom het, wat die kerk dink dat hulle is geroep om mense te beheer. Ons is geroep om mense te beheer nie. Ons is geroep om mense vry te maak. Jesus het gekom vir jou vryheid. En mag jy in daai vryheid leef vir jouself, want die probleem is, as jy nie in die vryheid van Christus leef nie, dan gaan jy 'n frustrasie vir ander wees. Want iemand wat wil beheer, probeer altyd ander beheer, en jy frustreer die wat jy wil beheer. Almal is een. Hy sê selfs slaaf, vry man, is almal een in Christus. Simon word Petrus genoem. Simon, sy naam beteken to hear intelligently, maar Jesus sê, ek het 'n openbaring wat ek kan met jou gaan deel, wat my Vader met jou gaan deel, waarop ek my kerk gaan bou. En dis hoekom ek jou rots gaan noem, want dit herinner my kerk aan die openbaring. Dat ek is die Christus, die seun van die lewende God. So God kom, en weet julle wat is die mooi ding? God het nie eers gesê, okay, Abraham, ek gaan produseer kinders. Sarah gaan produseer eers kinders. Jakob gaan doen eers die regte goeders. Gaan heers eers bietjie beter, en dan gaan ek kyk, en dan gaan ek oorweeg, en dan gaan ons 'n raadsitting hou, en dan gaan ons besluit of ons vir jou 'n nuwe naam gaan gee. Sien julle, dit het nie so gewerk nie. God kom en sê, nee, ek kom bevestig oor jou wie ek weet en glo jy is. Want ek weet wat my planne vir jou toekoms is. Ek weet dat ek vir jou instoor het, maar jy sien, jy moet dit aanvaar om te sê, maar dis die nuwe ek.
en eers die identiteit aanneem, sodat die vorming kan begin plaasvind, want jou optrede, jou hele wese is gebaseer op jou identiteit. Dis die fondasie waarop jou lewe gebou is. Wie is ek? En weet jy wat kos dit? Jakob moes neerlê wie hy was. Abraham moes neerlê wie hy was. Sarah moes opgehou het om te domineer. Want jy kan nie in dit instap as jy nie eers die oue laat gaan nie. En dit is so belangrik dat jy in jouself sal kyk en sê, Here, wat is daar wat U vir my instoor het? Wat is dit wat U oor my lewe kom spreek? Maar wat is in teenstand met dit wat oor my lewe gespreek is, wat U vir my sê? Want die wêreld wil vir jou kom jok. Die wêreld wil jou kom sê, die mense se opinies wil vir jou kom sê, dit wat juist die teenoorgestelde is wat God se plan vir jou lewe is. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, jy het 'n keuse wat jy moet maak om te sê, Here, ek is gekruisig van hierdie wêreld. Ek gaan nie meer toelaat dat die wêreld gaan bepaal en die opinies van die wêreld meer bepaal wie ek is nie, want daar's 'n nuwe lewe waarin ek opgestaan het, en dis 'n lewe in Christus. God het 'n nuwe identiteit oor my kom spreek. 'n Interessante gesprek wat ek nou luister, en iemand wat sê, weet ons is vinnig om te sê, we are sinners saved by grace. Wie van julle glo you are a sinner saved by grace? En die uitdaging is hier, eintlik mis ons dit, because we are no more sinners. Jy is nie meer 'n sondaar wat deur genade gered is nie. Dis nie identiteit nie. My identiteit het verander, ek is nie meer 'n sondaar nie. Maak ek foute, verseker. Maar dis nie meer wie ons is nie, want ons is nie slawe van sonde nie. En die uitdaging is, it's a wrong identity. We are not sinners saved by grace. Yes, we are saved by grace, but we are children of the Most High God. Ek is 'n seun van God, maar as ek sê ek is 'n sondaar, gered deur genade, dan leef ek nog onder daardie identiteit, ek is 'n sondaar. Jy sien, en ek hoor wat die persoon sê, dit het my nogal laat dink, om te sê, maar ons moet iewers ons identiteit begin verander en ophou spreek wie ons was. Hulle moes eers die identiteit aanvaar om te sê, ek is nie meer Jakob nie, ek wonder hoe die mense dit om hulle aanvaar, wat daar uitstap en sê, okay, skus, van nou af, toe sy broer ontmoet, ek is nie meer Jakob nie, ek is Israel. Dit sal dalk vir mense moeilik wees om te aanvaar, maar jy sien, God se werk in ons lewe kom verander ons van binne af, maar ek en jy moet dit aanvaar om te sê, dis wie ek was, maar dis wie ek nou is. Ek lê die ou mens neer, want die ou ding het verbygegaan, en kyk, alles het net geword, daar's 'n nuwe lewe, daar's 'n nuwe identiteit, daar's eers 'n identiteit wat ek van God aanvaar, dan kom die transformasie. Daar's nie eers, hoor jy moet eers verander, dan sal God nie. Nee, God vat jou net soos jy is, en hy sê, maar ek kom spreek iets nuuts oor jou, sodat jy weer kan opstaan in die volheid wat ek vir jou instoor het. Baie mense wag, ek wag eers, ek sal eers deel raak van ons uitreik op Saterdagoggend as ek op 'n goeie plek is. Ek sal eers, ek is nog nie reg nie, ek is nog nie daar, dat ek vir mense kan bid, of mense, hoekom? Want jy het nog nie jou nuwe identiteit aanvaar nie. Kan ek vir jou vanoggend sê hoe werk die Gees van God? Die Gees van God is nie beperk in 'n persoonlikheidstipe nie. Jy moet verstaan, ek is 'n introvert. So die Here sal my dalk gebruik op 'n ander plek. Kan ek vir jou sê, die Gees wat in jou is nie introvert nie. Hy is nie beperk met 'n persoonlikheidstipe nie. Ja, dis oulik hierdie persoonlikheidstipes, maar ek sien dat mense ongelukkig dit misbruik. Los my dis, jy moet verstaan, ek is 'n palmboompie. En ek is 'n roosboompie, ek lyk oulik, maar ek steek almal as hulle naby my kom. En dis oulik die goeders, en dit verkoop baie boeke, en dit bring baie geld in, maar ek wil vir jou sê, wanneer die Gees van die Here oor jou kom, verander jy 'n ander mens. Want dan die karakter van Christus staan in jou op. Christus het nie teruggestaan nie, Christus het nie 'n persoonlikheidstipe gehad nie, om te sê, hoor, ek gaan net hierdie mense bedien, ek gaan nie daai mense bedien nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis weer tyd dat ek en jy geesvervulde mense sal wees, wat oorloop van die Heilige Gees se lewende waters, wat sê, Here, ek het 'n nuwe identiteit ontvang in Christus Jesus, ek is nie meer wie ek was nie, ek is nie wat die wêreld my kom sê het nie, ek is nie meer daardie label wat die sielkundige gesê het, jy is nou gediagnoseer, ek meen, ek dink ek sal 'n string diagnoses gehad het toe ek op skool was. En ouers, pas op vir dit. Ek sal nooit vergeet, en ek het dit al vertel. Dink ek was standaard 1, graad 3, dag se tyd. Nou dit is ouer aand. Nou jy is altyd senuweeagtig, as die ouers mos na ouer aand toe was, wat gaan die juffrou sê? Het ek my boude vet smeer, want wat gaan ons nou? Ek kom my ma by die huis en sê, ons het met jou juffrou 'n interessante gesprek gehad. En jou juffrou sê, vir ons te sê,
Jy's 'n dromer. En ek dink vandag sal ek seker gediagnoseer wees met aandagafleibaarheid, né? Want jy staar by die vensters uit, terwyl sy klas aanbied. En onmiddellik die reaksie, ouers, dis die gesindheid. Nou ek verstaan, onderwysers is 'n uitdaging. Onmiddellik is dit nie aan my gang. O my kind, ons sal jou by 'n sielkundige moet uitbring. Dat ons jou kan help fokus nie. Al wat my ma vir die juffrou sê, mevrou, dalk moet jy 'n beter kreatiewe manier kry om sy aandag te trek. Nou, ek wil nie die blame op die onderwysers sit nie, want ek weet daar's ongelukkige uitdagings met kinders. Maar ek waardeer dat daar nie 'n bordjie aan my gang is nie. Want die Gees van God hang nie bordjies om ons nekke nie. Hy kom plaas identiteit oor my en jou van 'n lewe in Christus as 'n nuwe skepsel. En ouers, ek wil volgens vir jou kom sê, pas op wat hulle oor jou kinders spreek. Jy spreek die lewe van Christus oor jou kinders. En al maak hulle die foutjies, en al maak hulle droog, dit is nie wie hulle is nie. Want jou kinders is geheilig deur jou geloof. Kan ek dit vanoggend jou herinner? Jou kinders is geheilig deur jou geloof. Gaan lees 1 Korintiërs 7, as net een van die ouers gelowig is jou kinders geheilig, en jy spreek daardie heiligheid oor jou kinders. Jy spreek die lewe van Christus oor jou kinders. Jy spreek die karakter van God oor jou kinders. Jy spreek wat God vir hulle instoor het oor jou kinders. Want wat die familienaam ook al kan wees en beteken, ek wil vir jou sê in elk geval, ja, dit is belangrik dat ons weet wat die naam beteken, en dit spreek goeders, maar party naam het nie baie goeie betekenis nie. En party het hulle nog mooi inkleer. En party moet ons toelaat dat jy die naam 'n nuwe betekenis gee. Wat is die karakter wat ons moet uitstraal? Dat die naambetekenisboeke geherskryf moet word as gevolg van wie jy is. Dit het al gebeur. Sien, is belangrik dat ek en jy weet, wat spreek ons oor ons kinders en wat spreek ons oor onsself? Is dit God se plan? Spreek jy Jakob of spreek jy Israel? Want God het vir hom kon sê, nee. Ek spreek anders as wat jou ouers oor jou gespreek het. Ja, as gevolg van wat jy gedoen het, het jy 'n naam gekry van die hakskeen-gryper, want hy het natuurlik sy boetie in die hakskeen gegryp toe hulle gebore is, die tweeling. En toe het hulle maar sy identiteit, as gevolg van wat hy gedoen het hulle vir hom daai identiteit gegee, maar min het hulle geweet, God het 'n groter plan as daardie identiteit. En ek wil volgens vir jou sê, God het 'n groter plan as wat jou familie oor jou gespreek het en jou laat voel wie jy is. Want mense kan ons maklik verwerp, mense is net plain wreed en onsensitief soms. Maar weet jy, as jy in Christus is, dan is jy nie meer sensitief nie. Hoor mooi, kerk, dis weer tyd dat die kerk hulle identiteit in Christus oor hulle begin aanneem. Ongelukkig is daar te veel sensitiewe mense. Soms, ek weet nie of jy in sekere geselskappe altyd op eiers loop nie. Want mense is sensitief, en dan is dit gelowige mense. Luister, hulle sê water loop van die een se rug. Hoekom loop die water van die een se rug? Want die vere het olie op. Jy sien, die Gees van God sê, hy sê julle die salwing van die Heilige Gees. Weet jy wat is salwing? Salwing is olie. Daar's olie op jou. So wanneer jy die Gees van die Here in jou lewe het en jy 'n gesalfde van die Here is, kan mense sê wat hulle wil van jou. Dit gaan soos water van die een se rug afloop. Jy gaan nie meer sensitief wees nie. Jy gaan die penguin attitude net inneem. Ken julle die penguin attitude? Maak gous aan my. Smile and wave. Smile and wave. Want dit is 'n opinie, maar dit is nie 'n waarheid nie. Daar's net een waarheid wat ons aanvaar, en die salwing van die Heilige Gees help jou om te sê, that's not written about you. It's not your identity. Want as die wêreld se opinie en die salwing van die Heilige Gees kom bevestig jou wie jy is, want jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Onthou net, dood en lewe is in die mag van die tong, Spreuke 18 vers 21. Jy moet lewe spreek oor jouself, jy moet lewe spreek oor jou toekoms, jy moet jou lewe spreek oor jou identiteit en vir jouself sê, wie is jy, want jy is 'n nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 16. Hy sê die volgende, hy sê, ons ken dus nou niemand
hy sê, ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie. O broer, jy moet hierdie ou ken, wie hy was en hoe hy was, en dis toe ons in die vlees was. Ons praat van die BC dae, né, voor Christus. 'n Paar gemeentelede het my gesê, ek kan bly as jy het ons nie geken voor ons tot by die Here uitgekom het. Ek is baie bly ek het jou nie geken voor uit nie. Want ek wil net een ding van jou ken, ek wil lewe in Christus ken van jou. Dat jy roem in die kruis, wat die kruis vir my kom doen het, my nuut kom maak het, my verander het, my getransformeer het, my beter kom maak het as wat ek was. Hy sê, ons ken dus nou niemand meer na die vlees nie, en dan pas op om in die vlees op te tree ook, wanneer jy na iemand kyk. Want ons maak foute soms, en as jy in die vlees optree, gaan jy aanstoot neem oor iemand se foutjies. Dis vlees, ons maak foute, ons is mens, maar ons moet genade vir mekaar hê. Amen? Daai is 'n flou amen. Jy het genade nodig, dis hoekom jy nodig het om genade vir ander te gee. Soms is dit gewens, mense kan vir my soveel genade gewys het, soos ek hulle gewys het. Vriendskappe wat verlore gegaan het, oor klein foutjies. Maar intussen het jy baie ander foute opgevreet, en jy het genade bewys. Dis ongelukkig hoe die mens is, almal het dieselfde mate van genade vir mekaar nie. Maar genade bring versoening, en versoening herstel verhoudings, en verhoudings is belangrik in ons lewe. Sê ons ken dus niemand nou meer van na die vlees nie, en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom tog nie meer so nie. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge, het dit regtig? Die ou dinge het verbygegaan en kyk, hoeveel? Nee, maar nou net sekere gedeeltes. Sondagoggende is ek nuut in die kerk en wat het nuut geword? Van wie? Van jy wat 'n nuwe skepsel is. God het nuwe lewe oor jou kom spreek. Hy sê jy's gewederbaar deur die opstanding van my seun Jesus Christus. Daar's vir jou 'n nuwe lewe wat jy in hoop lewe, wat jy in vreugde lewe, wat jy nie vasgevang is in die omstandighede van die wêreld nie, maar wat jy opstaan want jy's gebaseer op 'n nuwe identiteit, want jou krag lê in die feit dat jy 'n nuwe skepsel is. Jy hoef nie meer te brek en te roem oor die vlees en wat ek alles reg gekry het in die vlees nie. Nee, jou roem is in dit, dat Jesus vir jou gekruisig is en vir jou opgestaan het, en jy het saam met hom opgestaan, en jy lewe nou so in 'n nuwe lewe in Christus Jesus. Waar dit gebeur, Paulus kom leer in die kerk, 'n lewe in Christus, want hy sê, daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Wanneer is ek in Christus? Jy kan lewe met die geloof, dat jy glo dat Jesus die seun van God is, maar jy kan dit mis om die lewe te lewe in Christus. En Paulus kom leer ons, hy sê in Romeine 6 vers 3, hy sê, of weet julle dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Waar begin my lewe in Christus? Wanneer ek my vereenselwig met sy dood en sy opstanding. Dis hoekom die doop 'n fenominale oomblik in jou geloofswandel is. Dis nie 'n opsie nie, dis 'n necessity. Jy moet dit doen, want dis eerstens die opdrag van jou Here. Bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Waarvan word jy gered? Nie net van die slawerny van sonde nie, maar jy word gered van die ou jy. Want jy sterf, jy lê die ou mens neer. Die doop is 'n simbool van 'n begrafnis en 'n opstanding, dis waaroor dit gaan. Dis nie 'n opsie nie, dit moet gebeur vir jou geestelike wandel, vir daardie lewe in Christus Jesus, vir daardie nuwe identiteit, want dis die simbool, dis die bad van wedergeboorte. Jy het nodig om daar deur te gaan. As jy nog nie gedoop is met die doop van onderdompeling, wat ek vir jou sê, dis nie 'n opsie nie, jy moet dit doen, want dis Jesus se opdrag. En dit bring jou na die plek wat jy kan sê, maar dis wie ek is. Ek leef nie meer nie, Galasiërs 2 vers 20, maar Christus Jesus lewe in my. Ek is 'n nuwe skepsel, dis waar my autoriteit in lê, dis waar my krag in lê, dat ek het 'n verbond met God deur sy seun Jesus Christus, want ek het my vereenselwig, dis die kruisiging, die besnydenis van die hart, is wanneer ek sê, ek lê my eie lewe neer, en ek lewe 'n nuwe lewe in Christus. Hy sê, weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. Dis hoekom ons mense onder die water druk. Dis die simbool van 'n begrafnis. Dit moet gebeur, dit moes al gebeur het, as dit nog nie gebeur het nie, is dit 'n opdrag wat jy moet uitvoer vir 'n lewe in Christus. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so
in 'n nuwe lewe kan wandel. Waar lê jou krag? Nuwe skepsel. Want as ons met hom saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, dis die doop. Dis nie die water wat jou red nie. Dis die gehoorsaamheid wat jou red. Dis ek vereenselwig my met die dood. Water is maar net wat gebruik word, want daar's nie iets anders dan waar jy ingedoop kan word, jy kan opstaan en nog lewe aan die ander kant nie. Hy sê, want as ons met hom saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Handelinge 2 vers 38, waar Jesus die eerste keer gepredik het, dis na Jesus se opstanding, na sy hemelvaart. Daar die uitstorting van die Heilige Gees staan Petrus op en hy begin predik. Eerste preek wat ooit gepreek het en 3000 mense. 3000 mense kom tot inkeer. Dis herlewing. Ek sien uit. Dit is besig om te gebeur. Daar's 'n plek in die wêreld waar dit besig is om te gebeur. Mense wat net in die strate instroom, duisende. Want God slaap nie oor sy woord nie. En hulle sê Petrus, ons hoor jou prediking, wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Hy sê, Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Met ander woorde, hou op met die ou lewe, hou op met die ou manier, hou op, lê die ou ek neer, die eie ek, en laat elkeen van julle, en hoor, hier is die opdrag, laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes. Dis klaar gedeel. Jy het gedeel met sonde, jy is deur die doopwater. Hy sê, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, ek kan jou lank besig hou, en ek kan 'n hele reeks aanbied oor die gawes van die Heilige Gees, en wat die Heilige Gees vir ons kom doen het, maar vanoggend wil ek vir jou sê, die belangrikste wat jy vanoggend moet weet in die konteks wat ek predik is, wat's die gawe van die Heilige Gees? Dis nie spreek in tale en uitleg van tale en profesie. Ja, daai goed is alles daar, en daai goed is deel om ons toe te rus, om die koninkryk uit te brei, mense te bedien. Maar hier is die belangrikste gawe vanoggend in my en jou lewe wat ons ontvang van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 16. Hy sê die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Daar's nie 'n belangriker wete of gawe wat 'n realiteit in jou lewe word as die wete dat jy weet jy 'n kind van God is. Hy noem jy nie meer 'n vreemdeling nie. Hy noem jy nie meer 'n slaaf nie. Hy noem jy nie meer 'n diensknegt nie. Hy noem jou syne, sy kind. Hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Dit is tyd om daar 'n bietjie aanspraak te maak op jou erfporsie. Maar dis die ding. Eers het die naam verander, toe kom die resultate. Eers het Jakob se naam verander, toe gebeur die verandering in sy lewe. Eers het Abraham se naam verander, toe kom die resultate. Eers het Sarah se naam verander, toe kom die resultate. Eers het Petrus se naam verander, toe kom die resultate. God wil vanoggend vir jou sê, dis tyd om jou die verandering, jou identiteit as nuwe skepsel te aanvaar, sodat die verandering kan kom. Sodat jy op daai plek kan wees om te sê, Here, ek is nou 'n erfgenaam. Hoor mooi, hy sê, as julle kinders is, dan ook erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Die doop is 'n vereenselwiging met sy lyding. Vanoggend, wie is jy? Die nuwe jy. Daar was 'n ou jy, maar daar is 'n nuwe jy. Dis die titel vanoggend wat ek jou mee wil uitdaag. Wie is jy? Die nuwe jy. Johannes 1 vers 12. Ek sluit hiermee af, die orkes kan vorentoe kom en ons gaan saam sit aan die tafel van die Here om juis hierdie nuwe identiteit in Christus te vier. Hy het sy identiteit opgeoffer. Hy wat in die gestalte van God was, het homself verneder om 'n diensknegt te word. Om ons te kom dien aan die kruis.
Dis wat Jesus gedoen het. Hy het sy identiteit opgeoffer. Die hemele verlaat en mens geword. Hy het sy goddelikheid opgeoffer, sodat hy ons kan kom dien, en sodat ek en jy kan leef in hierdie gawe van die Gees. Die wete, dat ek en jy kinders van die lewende God is. 'n Kind van God het 'n ander gesindheid. 'n Kind van God het 'n ander uitkyk vir die lewe. 'n Kind van God lewe met hoop. 'n Kind van God weet dat hy 'n Pa in die hemel wat vir hom sal sorg vir die dag van môre. Hy hoef nie bekommerd te wees oor wat hy gaan eet of drink of aantrek nie, want hoekom? Sy God sal vir hom voorsien. Sy Vader wat in die hemel is. Hy verlustig hom in die feit dat hy die kind van God is en wie sy Vader is. En hy weet dat hy sy erfgenaam. Hy weet en sy weet, hulle seuns en dogters van die huis en alles wat syne is ook hulle sin. Hy sê maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. Vir 'n oomblik wil ek hê, dink aan jouself. Glo jy aan jou nuwe geboorte? Glo jy dat jy 'n tweede geboorte ontvang het? Weet jy dit? Dat jy you are conceived by God. Mense, dis 'n oorweldigende gedagte. It's a life-changing knowing that you are born of God. And you can be called the son and daughter of the Most High God. Dis wie is, jy wat in Christus is. Jy wat gedoop is vanoggend, is nie nodig om weer gedoop te word nie, maar jy kan weet, dit is wat dit gedoen het, die dag toe ek gehoorsaam was om deur die doopwater te gaan. Ek het opgestaan as 'n nuwe ek. Moenie weer teruggaan na die ou jy nie, want die ou jy is begrawe. Dis nou 'n nuwe jy. En dit alleenlik deur die volkomme werk aan die kruis van Golgotha. Dis wat Jesus deurgegaan het. Deurboor, stikkend geslaan. Hy het niks geword nie. Vernederd aan 'n kruis, sodat ek en jy kan roem. Kan roem op die kruis van Jesus, wat ons lewe verander het. Ek is 'n ander mens, ek is wie ek is, as gevolg van die kruis. En ek dank die Here vir wie ek is, sy skepsel. Is ek perfek? Nee, maar die een wat in my is perfek. Dis wie ek kan bid, en dis wie ek is, my identiteit is in hom verander. So vanoggend wil ek jou uitnooi, deel te in die maaltyd, maar wanneer jy deel het in die maaltyd, word jy herinner aan wat Jesus vir jou gedoen het. Nie net aan sy lyding en sy opstanding nie, maar ook aan wie jy nou is in hom. So ek wil vra dat jy sal opstaan en vir jou 'n broodjie en 'n kelkie sal kry. Ek voel regtig vanoggend ek wil iets aanspreek net. 'n Leuen gees wat mense se identiteit kom beïnvloed het. Dit is in die week wat ek met man sit en gesels, wat deur 'n tyd gaan wat hy dit moet verwerk dat sy vrou op hom verneek het en hulle besig is om te skei. En hy voor my sit, hy sê, my wildste droom het ek nooit geweet ek gaan op hierdie plek kom. Dat ek nou 'n geskeide man moet wees. Is my hart gaan uit van hom en ek sê, Boeta, ek weet nie wat om vir jou te sê nie, niemand beplan hierdie nie. Maar wat ek vir jou kan sê, dis nie wie jy is nie. Moenie dit aanvaar as jou identiteit nie. En dalk sit jy vanoggend hier so en daar's goed wat gebeur het. Skuldig of onskuldig. Maar dalk vanoggend is net die oomblik wat jy daai bordjie moet verhang. En dit net af en sê, ek aanvaar nie, want ek is 'n kruisig van die wêreld, saam met Christus. Wat in die wêreld gebeur, is nie meer wie ek is nie, maar wat die woord van God sê, dis wie ek is.
En as daar iets is in jou lewe vanoggend net, kom ons sluit net ons oë vir 'n oomblik, net daar wie sit. Dalk is daar 'n gebeurtenis wat aan jou kom hang het en aan jou vassit, soos 'n parasiet. En jou identiteit kom dreineer en van jou beroof. Ek wil volgens vir jou sê, dis 'n leuen uit die bose. Dan kom jy uit 'n gebroke huis uit, wat ma en pa geskei is. En jy sit vanoggend hier en ek wil dit sê, dat jy glo nog steeds dat jy deel aan dit, is jou skuld. Daai bordjie moet verhang word. Dis 'n leuen uit die hel uit. En reg nou, Vader, wil ek kom in die autoriteit van die naam wat by elke naam is, die autoriteit van Jesus Christus. En Here, ons neem 'n stand teen elke leuen wat u kinders identiteit kom beroof in die naam van Jesus Christus. Here, maak nie saak wat die oortreding is nie, u genade is groter. U kom hang nie bordjies aan ons nie. Daar's net een naam wat u in ons kom ingrafeer, en dis die naam van u seun Jesus Christus. Here, ek breek vanoggend die mag van daardie leuns, en ons verklaar dit as leuen in die naam van Jesus Christus. Ek verklaar mense vry en los van dit wat verby is, dit wat agter is. Daardie gedagtes wat hulle so terroriseer, Here, oor daardie gebeurtenisse, daardie belewennisse, daardie verwerping, in Jesus naam, neem ons gesag deur die volkome werk wat afgehandel is aan die kruis, en ons verklaar hulle is los, hulle is vry van die verlede. Die verlede sal geen vashou meer op hulle hê nie, want u salf hulle vanoggend met vars nuwe olie, en dit wat aan hulle vasgeklou het, gly af weens die vettigheid van die salwing wat die juk kom breek van hierdie leuns in Jesus naam. Ek verklaar hulle vry, losgekoop en ingetap in Christus Jesus. Nuwe skepsels. En nou, Koning Jesus, wil ons deel in hierdie maaltyd, hierdie brood wat u offer verteenwoordig vir ons, ter wille van ons, sodat ons in u hierdie nuwe identiteit kan aanneem. Here, dankie vir hierdie brood, dankie vir u gebroke liggaam, dankie vir dit wat u vir ons deurgegaan het. Here, en ons wil vra dat u dit kom seën en kom heilig in ons liggame, en ons doen dit vanoggend, want ons vier u, en ons herinner onsself van dit wat u vir ons gedoen het, sodat ons ook kan herinner word aan ons nuwe identiteit in u. Ek vra dat u dit seën in ons liggame, in Jesus naam. Amen, kom ons gebruik dit saam. Die bloed is die bevestiging van die prys wat betaal is. Jy is duur gekoop deur die bloed van die lam. Jy behoort nie eers meer aan jouself nie. So jy self moet ophou om jouself te kastei. Somtyds gaan ons so gebuk onder ons eie verwyte. En somtyds moet jy leer om vrede met jouself te maak. Ons almal is mense, ons maak foute. Ons leer uit ons foute uit. Maar jy is nie jou fout nie. En laat toe dat die bloed van die lam jou kom losmaak en vrymaak van daardie verwyte. Want is die bloed wat spreek van vergifnis, van genade. En mag hierdie bloed vanoggend jou help om genade oor jouself te spreek. En jouself los te maak en vry te maak deur die krag van Jesus se bloed. Dis verby. Wat gebeur het, het gebeur. En hy kom maak jou nuut. Vader, dankie vir die bloed van die lam. Bloed wat ons versoen het met u. Maar bloed wat ook spreek van vryheid, van genade. En ek dank u, Here, dat ons u genade kan aanvaar en weet u vergewe ons, Here. Maar Here, ek wil bid dat u vir mense ook vanoggend sal help, Heilige Gees, om hulle self te vergewe, dat u hulle sal losmaak, sal vrymaak van die verwyte. Here, dat daardie bordjie ook verhang sal word. Dat hulle volgende sal uitstap en weet, die bloed van die lam het my vrygekoop. En ek
is waarlik vry, want Jesus het my vrygemaak. Dankie vir ons vryheid, dankie vir die bloed, Here. Kom reinig ons, kom heilig ons opnuut deur u bloed, in Jesus naam. Amen, kom ons gebruik dit saam. Jy kan die kelkie net na die kant toe stuur. Ek sluit af en ons gaan saam staan en afsluit met 'n lied. Maar met hierdie skrifgedeelte, die nuwe jy, hy sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Kyk vir die persoon langs jou en sê, nuwe jy. Dis 'n nuwe dag vir 'n nuwe jy. Kom ons staan saam en ons sluit af met hierdie lied. Dankie Here Jesus dat ons vanoggend ons afhanklikheid aan U kan verklaar. Dankie dat U 'n nuwe identiteit in ons kom vorm het. Here, dankie dat U 'n nuwe naam oor ons kom spreek het. Here, dat ons weet in Christus Jesus is ons seuns en dogters van die lewende God. En Here, daarom maak dit ons erfgename. Kan ons leef in die volheid wat U vir ons instoor het, Here. Dankie vir ons vryheid. Dankie vir ons nuwe lewe. Dankie vir die geskenk van wedergeboorte, Here. En dat ons kan lewe met die hoop. Die hoop op die ewige lewe, want Jesus is ons koning. Ek seën elkeen, Here, met die keer van die seëninge. Mag U goedheid en guns elkeen volg oral waar hulle gaan. Here, ek bid vir die hand van bewaring, om elkeen te beskerm. Here, oral waar hulle beweeg, dat hulle sal weet, hulle kan leef in die berusting, dat U met hulle is, God in hulle is. Heilige Gees, leer ons en help ons om te leef in die bewustheid van U nabyheid, in Jesus Christus se naam. Amen. Mag Here jou seën, as jy gebed nodig het, asseblief kom vorentoe. Die bedieningspan sal jou bedien. 'n heerlike Sondag.